Goeiedag broers en susters, baie welkom by vandag se erediens. Kom ons raak lekker rustig en dan vra ons vir die Here, wat moet ons vandag hoor? Ons Here, dis so lekker om saam met ons broers en susters in gebed verenig te wees. As die gemeente, as die kinders en as die mense wat U ook in die wêreld instuur. Here, juis omdat ons weet U ons roep vir hierdie reis, vra ons dat U ons vandag U woorde van lewe sal gee. Amen. Ons lees vandag uit 1 Konings 19 en ons lees vers 15 tot 21 en dit is hier op bladsy 368 in my Bybel in die Ou Testament, 1 Konings 19 vers 15 tot 21. Toe sê die Here vir hom, gaan terug op jou pad deur die woestyn, na Damaskus. Wanneer jy daar aankom, moet jy Hazael as koning salf oor Aram. Jehu, seun van Nimsi, moet jy salf as koning oor Israel. En Elisa, seun van Safat, uit Abel Meholah, moet jy salf as profeet in jou plek. Wie aan die swaard van Hazael ontkom, Jehu sal hom doodmaak, en wie aan die swaard van Jehu ontkom, Elisa sal hom doodmaak. Maar ek het in Israel 7000 laat oorbly. Dit is al die knieë wat nie voor Baal gebuig het nie, en elke mond wat hom nie gesoen het nie. Elia het daarvandaan weggegaan, en Elisa, seun van Safat, aangetref terwyl hy ploeg. 12 paar osse was voor hom aan die werk. Hy was self by die 12de paar. Elia gaan toe na hom en gooi sy mantel oor hom. Hy het die osse net daar gelaat, agter Elia aangehardloop en gesê, ek wil asseblief my vader en moeder met 'n soen gaan groet, dan sal ek u volg. Maar hy het geantwoord, gaan terug, want wat het ek aan jou gedoen? Hy draai toe om agter hom, neem 1 paar osse, slag hulle en maak die vleis gaar met die osse se trekgoed. Hy gee dit toe vir die mense en hulle het dit geëet. Toe maak hy gereed en volg Elia. Hy het sy helper geword. Ons lees net tot sover. Mag die Here elkeen seën wat die woord hoor en ook daaraan gehoor gee. Daar's 'n praktyk wat baie groot besighede benut. Meeste familieboerderye en familiebesighede gebruik dit ook. Hulle noem dit opvolgingsbeplanning. Mense kyk na die besigheid spesifiek met die oog op die toekoms. Watter posisies in die besigheid is die belangrikste en wie gaan ons soontoe bevorder oor 5 of 10 jaar? As dit kom by families, is die vraag gewoonlik bietjie meer eenvoudig. Watter van die kinders is boere of wie is verkopers, wie is bestuurders, wie hou van die werk wat ons doen? En dan is dit die verhoudings binne die familie wat dit gewoonlik 'n bietjie ingewikkeld maak. Nie die besigheid self nie. Maatskappye werk baie anders met al die verskillende lae van organisasie en van bestuur. Dit is baie ingewikkeld in groot maatskappye. Daar was 'n TV-reeks gewees jaar gelede, 30 Rock. Dit gaan oor 'n skrywer vir 'n fiktiewe TV-program. Haar baas weet absoluut alles van besigheid af, maar hy weet niks van die vermaakbedryf nie, en hy het nou oorgeneem. Dan op 'n dag stel die baas haar bekend aan 'n baie belovende jong bestuurder. Hierdie bestuurder is knap, hy weet ook alles van besigheid af. En dan sê die baas vir haar, oor 10 jaar, dan het hy my werk, dan het ek my baas se werk, en dan is my baas dood. En dan is die skrywer so geskok dat haar baas so koud kan wees oor mense se lewens. En sy vra vir hom, maar watter mense dink soos dit? Mense wat opvolgingsbeplanning doen, dink so. Dit is 'n rigting absoluut met die toekoms en met sekuriteit. Baie van ons het ook 'n bepaalde idee oor wat ons toekoms moet inhou. Mense het 3 jaar, 5 jaar, 10 jaar en tot 20 jaar planne. Dis ongelooflik. Dan partykeer kom die lewe en die lewe trek 'n streep deur wat ons beplan het. In die geval van Elisa was dit die Here
wat al sy ouers se opvolgingsbeplanning gekelder het. Ons neem aan, Elisa was 'n jong man gewees, en in die tyd van die Ou Testament kon jy al 'n jong man wees vandat jy 13 is. Elisa vat toe die ploeg, hy maak vuur daarmee en braai toe 2 osse waarmee hy geploeg het. Nou moet ons daarom ook sê dat 'n ploeg nie 'n ploeg was in daai tyd soos wat ons dit vandag ken nie. Dit was maar een stuk metaal met 'n bietjie hout, as dit ooit eers die metaal gehad het. Dit sou daarmee dieselfde finansiële impak gehad het om vandag 'n nuwe ploeg net so weg te gooi nie. Maar hoe sou ons voel as Elisa ons seun was en dit was ons plaas, ons 2 osse en ons ploeg? Hoe sou ons daaroor gevoel het? 'n Paar jaar gelede, toe het ons toevallig hierdie skriflesing gebruik vir die kwartaalse wijksbijeenkomste. En toe het ek ook hierdie vraag gevra. En baie van die mense wat wel plase gehad het gesê, maar hulle sou baie trots gewees het op hulle seun Elisa. Dis 'n geweldige voorreg as die Here vir jou kind roep om profeet te wees. Dit is ongelooflik spesiaal. Ander mense het weer gesê, hulle weet nie so mooi nie, want dit is 'n geweldige ontwrigting. Jou planne vir die toekoms is klaar gemaak, alles was reg gewees, en nou is daai selfde planne die mekaar. Ons sê, jy is nou Safat, of jy's sy vrou, kom ons noem maar mevrou Safat, en Elisa is besig om te ploeg. Jy doen jou gewone dag se werk. En ewe skielik kom Elisa in, hy ruik na rook en na vuur, hy kom gee vir jou 'n ou swinkie, en hy sê vir jou totsiens. Die soek om sy helper te wees, dit was nie enige profeet gewees nie, dit was die profeet Elia gewees. Dis dieselfde Elia wat die profete van Baal doodgemaak het, en dis dieselfde Elia wat deur koning Agab en koningin Isebel gesoek word, sodat hulle hom kan doodmaak. Baie kontroversiële figuur. Jou seun is nou in 'n oogwink deel van hierdie storie. Hoe sou ons gevoel het? Maar nou raak dit nog beter, of sal ek sê erger. Sending was altyd iets wat daar ver gebeur het. Dit het in die buiteland gebeur. 'n Gemeente het lankal nie meer sending gedoen nie. Ons het 'n sendeling beroep. Ons betaal vir iemand en daai persoon gaan doen sendeling iewers in die boondoes. Vandag is die evangelie al baie ver gevorder, en dis nou die mense in die sogenaamde Weste wat hulle geloof begin verloor. Europa se gemeentes loop leeg, en in die VSA is daar elke week 'n nuwe makrogemeente, maar daar is ook een wat toemaak elke week. So omdat die wêreld so geweldig verander het die gesig van sending ook verander. Die vraag het altyd so gelyk: is jy lief vir Jesus? Is jy goed met mense en met tale? Is jy ook vir nuwe kulture? Wil jy die wêreld sien? Dan, my vriend, kan ook jy 'n sendeling word. Dit was altyd die gedagte rondom sending en sendelinge. Vandag is dit net die eerste vraag wat ons kwalifiseer om 'n sendeling te wees. Is jy lief vir Jesus? Want die sendingveld is nie meer dan ver nie. As jy lief is vir Jesus, dan is jy outomaties 'n sendeling. Nie in die reënwoude of in die woestyn nie, maar op die plaas, by die werk, in die skool, op straat. Daarso is nou die sendingveld. Maar nou het ons 'n probleem, ons in die moderne kerk, want baie gelowiges het die taal verloor van disippelskap, van uitreik. Gemeentes het vir soveel jare sending elders gedoen. Hoe doen ons dit nou by die huis? Nou is dit baie moeilik. As ons getuies wil wees waar ons is, dan dwing dit ons om sekere risiko's te neem, om sekere dinge te waag. Ons weet, almal gaan nie waardeer as jy vir hulle vra of daar dalk iets is waarvoor jy vir hulle kan bid nie. Almal gaan dit nie waardeer nie. Almal gaan nie 'n sakkie kruideniersware met dankbaarheid aanvaar
of selfs met 'n dankbare houding terugbetaal nie. Almal wat ons nodig het, gaan nie noodwendig veroorsaak dat ons reputasie onder die ander mense wat ons ken, gaan verbeter as ons daar was, of as ons met daai mense moeite maak nie. Maar dit is nog net die puntjie van hierdie ysberg. Om die Here te gehoorsaam, beteken dat ek dalk nie die toekoms wat ek self gekies het, gaan hê nie. Ek moet dalk nou my eie toekoms inruil vir een wat die Here vir my gee. 3 voorbeelde. Ek kan nie elke dag my geloof met my kinders deel en nog steeds dieselfde hoeveelheid vrye tyd hê nie. Ek kan nie besonder goed wees vir my werknemers en presies dieselfde begroting hê nie. Ek kan nie by die erediens wees en elke Saterdag aand tot 3 uur die oggend toe partytjie nie. So ons is nie net Elisa se ouers nie, ons is self ook Elisa. Dis nie net ons planne vir die toekoms wat verander nie, dit is onsself ook wat verander. En dis 'n vreesaanjaende gedagte. Nou moet ons iemand anders as onsself vertrou met ons toekoms. En dit klink dalk vir ons vreeslik as ons dink aan wat die Here van ons vra. 'n Geloofsprong kan vreeslike gevolge hê vir die langtermyn. En ek dink dit is moontlik juis die vangplek. Wat is die drome wat ons vir onsself uitdink oortref word deur God se drome vir ons? Baie van ons eie begeertes kom maar van die wêreld af. Bemarking is juis die kuns om mense iets te laat begeer wat hulle nie noodwendig nodig het nie, of wat hulle nie wou gehad het in die eerste plek nie. Maatskappye spandeer miljoene en miljoene rande om hulle produk die beste te laat lyk. Dis nie altyd die beste produk wat die gewildste is nie, partykeer is dit net die een met die beste reklame. Maar nou kan ons ook vra, wie vertrou ons die meeste? Glo ons wat Time Magazine of Huisgenoot vir ons sê, sukses is? Of luister ons liewer na die Here? Want dit gaan ook bepaal by wie ons voel ons toekoms die veiligste is. Nou, ek moet ook sê, dis nie vreemd vir mense wat die Here roep om eers te huiwer voordat hulle aanvaar nie. Goeie mense, gelowige mense, mense in die Bybel. Elisa se versoek is billik, hy wil eers sy ouers gaan groet, maar hy het 'n versoek. Jesaja, as die Here hom roep, sê hy is te sondig. Jona vlug in die teenoorgestelde rigting as waarheen God hom stuur. Ons is in goeie geselskap. Maar glo ons nie dat God vir ons 'n beter toekoms kan gee as Facebook of YouTube nie. Kom ek vertel vir ons 'n storie van 'n kerkorgel, baie soos die een wat ons het in die kerkgebou. Tydens die Duitse revolusie van die 19de eeu was daar geweldige onluste gewees. Daar was amper 'n Duitse burgeroorlog gewees. En van die Duitse soldate was dikwels reg deur Duitsland ontplooi en hulle het ook dikwels verskuif na aanleiding van waar die ergste nood is. En op 'n dag is die koster van 'n gemeente besig om 'n ou klipkerkgebou op te knap. Kom daar 'n soldaat aan. Tok tok tok. Meneer, vra die jong soldaat, kan ek groot asseblief net vir 'n uur op julle orgel speel? Hierdie gemeente se orgel was redelik bekend in die streek vir die helderheid van die klank wat dit gehad het. Die oom het eers geweier. Hy het gesê nee. Maar soos wat die soldaat aanhou toe, het die koster nou maar ingestem om die knaap 'n ou kansie te gee. Hy gee hom die sleutel en sê, ag weet jy, speel maar tog 'n bietjie, maar nie langer as 'n uur nie. Die soldaat bedank hom en hy sê dat hy binnekort verskuif gaan word. Dis dalk sy laaste kans om op 'n orgel te kan speel. Wie weet. En hy trek daar weg op daai instrument. En dit maak die mooiste musiek wat die koster al ooit in sy lewe gehoor het. Dis net ongelooflik.
En met die tyd het daarvan die dorpsmense ingekom om te kom luister. Hulle het hulle goed net so gelos en gaan luister na die pragtige orgelspel. Later toe is die kerkgebou amper vol mense. Toe die uur verby is, toe maak die soldaat klaar, hy bedank die koster en hy gee hom die sleutel terug. Die soldaat was al op pad gewees, toe die koster hom agterna gesit. My seun, sê die koster vir hom, dit was die mees beeldskone musiek wat hierdie ou ore al ooit gehoor het. Ek moet weet, wat is jou naam? Soldaat sê vir hom, hy al sy kep af en hy sê, Felix Mendelssohn oom. Mendelssohn het, toe hy 9 was, sy eerste musiekuitvoering aangebied. Toe hy 15 was, het hy sy eerste simfonie geskryf. Hy was 'n wêreldbekende musikant gewees as 'n tiener. Hy was een van Europa se mees bekende komponiste. En soos wat die jong Mendelssohn in die straat af verdwyn, hou die oom nog steeds die orgelsleutel vas wat hy vir hom gegee het. En toe dink die koster, om te dink, ek het amper nie vir die meester die sleutel gegee nie. Dit is menslik om nie vir ons eie meester, die Here, die sleutel van ons lewens te wil gee nie. Dis nie wat die wêreld vir ons sê nie, dis nie wat ons eie logika vir ons sê nie. Ons wil self besluit, ons wil self ons lewens regeer. Baie menslik. Maar as ons regtig glo dat die Here die beste weet, dan sal ons mos dwaas wees om nie die Here te volg nie. Mag ons die Here se stem hoor, en as dit oor ons pad kom, mag ons toelaat dat die meester ons sleutels kry. Amen. Ons Here, ons is vandag voor U as mense wat besef, daar's baie dinge wat ons nie verstaan nie. U het vir ons baie talente gegee wat ons dalk nie noodwendig tot sy volle benut nie. En daar's baie mense wat ons nodig het en wat ons weet ons nodig het. Here, ons vra vandag van die een ding, dat ons die bereidheid sal hê om te gaan waarheen U ons stuur. Amen.